Welkom by Ligland. My naam is Storiebeer en oor die volgende paar weke gaan ons saam die mense van Ligland ontdek. Luister lekker saam. Rachel, die vrou vir wie Jakob 14 jaar gewerk het. Jakob het die klip van die put afgerol, alleen, en dit het gewoonlik 5 mans gevat. Maar Rachel het gekyk en Jakob wou haar beïndruk. Jakob het gevlug van sy broer Esau, toe hy by 'n put in 'n vreemde land aangekom het. 'n Klomp skaapwagters het lui in die skaduwee gesit en gewag, dat meer mans opdaag, voor hulle die swaar klip van die put se mond afrol. Maar toe het Rachel daar aangekom, met haar skape, haar gekrulde hare, en haar lag wat soos water geklink het. Jakob se hart het 'n vreemde, onbekende ding gedoen. Dit het gebokspring. Daarom het hy die klip alleen gegryp, teen sy spiere gedruk en sy bene in die grond ingeploeg en die swaar klip self geskuif. Sy gesig was rooi, sy arms het gebewe, maar hy het dit reg gekry. En Rachel het hom aangestaar. En hy het haar aangestaar. En toe het Jakob gehardloop, haar omhels en, tot almal se verbasing, gehuil. Want hy was ver van die huis, alleen, en Rachel was sy klein niggie, familie. In 'n vreemde land was dit soos om 'n stukkie huis te voel. Maar die storie word ingewikkeld. Rachel se pa was Laban, 'n man met 'n breë glimlag en oë wat altyd mooi gekyk het. Jakob het vir Laban gesê, ek wil vir Rachel werk, 7 jaar, dan trou ek met haar. Laban het geglimlag. Goed, eerder jy as 'n vreemde man. En 7 jaar het Jakob gewerk, elke warm dag, elke koue nag. En die Bybel sê, die 7 jaar het gevoel soos min dae, want hy het Rachel liefgehad. Maar op die troudag het Laban 'n gemeene ding gedoen. In die donker, met 'n lang sluier oor die bruid se gesig, het hy vir Rachel se ouer suster Lea in haar plek gestuur. Jakob het eers die volgende oggend in die lig gesien wat gebeur het. Sy maag het 'n koue, sinkende draai gegee. Laban, het hy uitgebars, wat het jy aan my gedoen? Ek het vir Rachel gewerk, nie vir Lea nie. Laban met sy skouers gelig, rustig, glad te rustig. Hier in ons land trou die jonger een nie voor die oudste een nie. Werk nog 7 jaar, dan kry jy vir Rachel ook. En net daar, op die stowwerige grond voor Laban se huis, het Jakob se mond styf gespan. Sy hande het vuiste geword en sy oë het brandend gekyk. Nog 7 jaar het hy gedink. 14 jaar in totaal vir een vrou. Hy het diep asem gehaal. En toe het hy gesê, goed, want Rachel was dit werd. Daarom het Jakob gewerk, nog 7 jaar, dag vir dag, skaap vir skaap. En toe die tyd verby was, het Rachel se hand in syne geneem. En toe die tyd verby was, het hy Rachel se hand in syne geneem. En die keer was dit die regte een. Rachel se storie herinner ons dat die mooiste dinge in die lewe soms die langste wag vra. En as iets jou hart werklik laat sing, is die wag nooit gemors nie. Fluit, fluit, my storie is uit.